Ek lees nou die dag interessante feite oor Kersfees. En ook oor Engeland se besluit, oor Kersfees, daar terug in 1644. Nou as jy hierdie besluit nou sal hoor, sou jy met hulle besluit saamstem. Kom ons luister 'n bietjie. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ag, dis altyd vir my lekker om ietsie uit God se woord met jou te kan deel. En ietsie ook oor Kersfees. Want Kersfees is mos nou om die draai. Ek wil met jou gesels vanmôre oor nog 'n Kersfeessong. En hierdie is my laaste kort en kragtig boodskap vir die jaar. Ons gaan afsluit Vrydag, Sondag aand met die Sondag aand boodskap. En dan begin ons eers weer hier by die 18de en die 19de Januarie. So 'n bietjie 'n lang breek hierdie jaar. Kom ons gesels oor nog 'n Kersfeessong. Ek lees van die vriendelike hekskarakter in Italië. Haar naam is La Befana of die heks. En weet wat? Sy vlieg rond met Kersfees en dan lewer sy vir die kinders persente af. Hoe wonderlik is dit nie? In IJsland los die kinders glo hulle skoene onder hulle vensters en dan kom 13 ondeende trolle. Hulle word genoem die Kersfeesmannetjies. En dan kom hulle daar en as die kind gehoorsaam was deur die jaar, dan kry hulle sweeties in hulle skoene. En as hulle stout was, jy sal dit nie glo nie, kry hulle 'n vrot aartappel in hulle skoen. En hier in ons eie land hang ons kerskouse op. En ook gee ons vir mekaar persente. En dan meer bekend, ou Vader Kersfees, die poepens mannetjie met sy lang baard en rooi klere, soos by baie ander lande. En natuurlik die kersboom, en die versierings, en die liedjies, en die winskopies, en die partytjies, en die klappers, ensovoorts. Geen wonder dat die regering van Engeland in 1644 Kersfees en Kersfeesjoligheid as onwettig verklaar het nie, want het hulle gesê, die geestelike betekenis van Kersfees word heeltemal vergeet en geminag. Dit gaan nie meer oor Jesus se geboorte nie. Kersfees het afgedwaal. En ek wonder, stem jy saam met hulle besluit van 1644? Onthou, na 20 jaar toe is dit weer opgehef. Hulle hou nou Kersfees al van 1664 af weer. Maar ek wonder, hoe lyk dit in ons eie land in 2025 en in die wêreld? Het die waarde van Kersfees en die betekenis van Kersfees ook maar net gevervaag en het dit ook maar nie meer die doel nie. Ek hoor oor die radio hoe omroepers onderhoude voer met sangers en sangeresse wat Kersfeessongs sing. En dan word die kunstenaars omtrent geprys vir hulle mooi vertoning. Veral soms vir die afgelope optredes waarby hulle opgetree het en die byeenkomste saam met gemengde kunstenaars, nie net geestelike kunstenaars nie, maar allerlei kunstenaars wat saam opgetree het, en dan word hulle natuurlik mos nou aanbeveel vir opkomende konserte of vertonings. En dan luister ek ook so na almal en dan besef ek dat die Kersfeessong wat oor Jesus en sy geboorte gaan, word nie besing nie. Maar eerder word die talent van die sanger besing. En die konsert wat gereël word, is nie ter herdenking van Jesus Christus nie, maar eerder 'n fondsinsamelingsprojek vir iets of vir iemand. Die viering van Jesus se geboorte het 'n gulde geleentheid geword om geld vir die organiseerders en al die stalletjies verkopers in te samel. Die Kersfeessong oor Jesus word geskep om die regte atmosfeer te skep, waarin geld gespandeer en losbandigheid gepromoveer word. Die Kersfeessong maak die ryk man ryker en die arm man armer. En ek kyk na die blaadjies wat uitgedeel word by die stopstrate en die winkels, die advertensies,
dan sien ek die baie specials op allerhande goed van kos tot drank en die aanhitsing om Kersdag 'n jolige dag te maak tot eer van die winkelbase en die onuitputlike drang van die begeertes van die mensdom. Die Kerssong het selfs 'n vaandel geword waaronder alle gelowe verenig word en waaruit almal voordeel trek vir die verkeerde redes. Almal sê Merry Christmas, nie tot eer van Christus nie, maar tot eer van die Gees van Kersfees. Soos die winkel- en restauranteienaars dit duidelik sê, hierdie tyd van die jaar is oestyd, dis skeptyd, dis geldmaaktyd. Merry Christmas, Kersfees baat almal. As dit vandag 1644 in Engeland was, het hulle Kersfees definitief weer afgeskaf. Want soos dit vir my lyk, gaan Kersfees lankal ook nie meer oor Jesus nie. Nou ek verwag nie dat die mense van vreemde gelowe Kersfees vir die regte redes moet vier nie. Maar oor die wêreld moet daar 'n verwagting van alle gelowiges en nie gelowiges wees om Kersfees vir die regte redes te vier nie. My pleidooi is dit: laat jou kinders weet waaroor Kersfees gaan. Jy hoef nie op 'n hoop te sit en te huil nie, nê? Wees vrolik en vier die dag vir al die regte redes. Wat is dit? Kom ons kyk, opgesom in Lukas 2 vers 10 en 11. En die engel sê vir hulle, vir die herders daar in die veld, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding en groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Wat is dit? Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Kersfees was die engele se vandag verklaring. Wat was dit? Hierdie dag, Kersfees, Christusfees, die geboorte van Jesus Christus. Dit is hierdie dag, dis wat dit beteken. Blessings, kind van die Here, tot Vrydag, wanneer ons hierdie week afsluit en hierdie jaar afsluit met Taste the Word. Blessings.